Goeiedag en hartlik welkom hier by ons donderdag oordenking. Ons is so bly as jy saam met ons kuier en 'n bietjie stil staan vandag. En ons kyk weer eens oor 'n interaksie tussen Jesus en die Fariseërs, die verhouding tussen Jesus en die Fariseërs en wat ons miskien uit dit uit kan leer. Die Fariseërs was geestelike leiers. Hulle was die ouens wat veronderstel was om die skrif te ken en die skrif te leef en tog het hulle dit iewers gemis en ek dink soveel kan ons leer uit dit uit. Dat ek en jy oop en leerbaar altyd sal wees vir wat Jesus kom doen het. Nou vandag se teksgedeelte is 'n ander teksgedeelte wat ons gaan lees van 'n interaksie tussen Jesus en die Fariseërs en mense kan amper tot 'n mate ter opbou van hierdie teks kan jy klaar besef, hoor jy die Fariseërs het klaar besluit Jesus is nie die Messias nie, hy is nie die gestuurde van God nie. So hulle harte is hard. Hulle kan nie insien enigstens goed wat uit Jesus se kant af kom nie. So hulle het so half klaar hulle harde harte teenoor hom. En dan tel ons hierdie storie op in Lukas 6 en hoor gou wat gebeur hierso. Vanaf vers 6 tot 11 lees ons vandag. Ons sê, op 'n ander Sabbatsdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sou gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die gebreklike hand gesê, staan op en kom staan hier in die middel. En hy het ook daar kom staan. Toe sê Jesus vir hulle, nou vra ek julle, mag 'n mens 'n Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak? Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man, steek uit jou hand. Hy het dit gedoen en sy hand was gesond, maar hulle het rasend van woede geword onder mekaar en geredeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. Nou hierso is so 'n interessante gedeelte hierso vandag, want hierso sien ons die Sabbatreël vir die Fariseërs was so belangrik geweest. Kyk, dit was 'n streng godsdienstige reël dat op die Sabbatdag mag jy geen werk gedoen het nie. Jy mag nie eens eintlik amper eers iets opgetel het nie. So streng was die Fariseërs oor hierdie reël, want die Sabbatdag was vir rus en ek dink dit was goed. Hulle het die bedoeling tot 'n mate dink ek verstaan, maar eintlik het hulle dit ook heeltemal gemis. Want hierso kom Jesus by 'n plek aan waar hy sien hierso is 'n persoon in nood. Hier's 'n persoon wat met 'n gebreklike hand sien. Jesus sien die mens raak. Hy sien die hart raak en toe hy hierdie ou naderroep, kon hy dadelik sien hierdie ouens se harte is nie op die regte plek nie. En hy sê vir hulle, maar moet 'n mens goed doen of sleg doen? Jy sien, die rede hoekom Jesus hierdie vra is, want hulle mis die punt. Hulle het nie die mens raak gesien nie. Al wat in hulle kop en hulle harte aangegaan het, was die reël. Jy mag nie iets op hierdie dag doen nie. Jy mag nie iets op hierdie dag doen nie. Hulle kon nie verder insien nie. Hulle het die punt van die Sabbatdag gemis. Want die Sabbatdag was vir die mens gemaak is, die Sabbatdag was daar sodat mense by God kon uitkom en 'n belewenis kon kry. So hulle is so vas in die reël, omdat jy nie iets kan doen nie, dat hulle mis. En Jesus sien die mens raak, en Jesus genees hierdie ou, en dadelik verloor hulle dit. Hulle raak woedend, hulle wil hierdie ou doodmaak, amper tot 'n mate, hulle dink aan 'n klomp goeters, en hierso sien ons en leer ons die les vandag. Mag ek en jy dalk nie so vasgevang wees op godsdienstige reëls nie, dat ons dalk die mense rondom ons mis om hulle te help. Dalk is ons so vasgevang op reëls en regulasies en moets en moenies, dat ons God kan mis in die proses, want dis presies wat hierso gebeur. Hulle is so op die wet gefokus, hulle kon nie God raak sien, hulle kon nie Jesus raak sien nie. Hulle was so op die wet gefokus, dat hulle in daai dag nie kon sien, hier sit 'n gebreklike man met nood, hoekom bid ons nie vir hom, dat die Here hom sal aanraak nie? Nee, dit gaan oor die wet. En miskien dalk sit jy vandag, en jy het mooi bedoelings, maar jy is so vas in wette en reëls en moets en moenies, dat jy dalk God mis in die proses. Jy mis dalk geleenthede om vir iemand te bid of iemand aan te raak, net omdat jy dink, maar ek kan nie dit nou so doen nie, of hierdie dag of hierdie ding werk so. Mag jy vandag hierdie les leer om oop te wees en te besef, God wil altyd werk. God wil in mense se lewens en God sien 'n mens raak. Mag ek en jy nie soos die Fariseërs so vasgevang word in reëls en regulasies, dat ons God mis werk in ons lewens ook nie. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie teksgedeelte, vir hierdie woord vandag, en my gebed vir elke persoon is, dat ons altyd oop sal wees. Altyd U sal raak sien, en U hart sal raak sien, U hart vir mense. Here, mag ons nie so vasgevang wees in reëls, in godsdienstigheid, Here, dat ons U heeltemal mis nie. En Here, ek bid vandag, Heilige Gees, dat U miskien vir ons sal kom wys, waar is daar miskien 'n reël, 'n regulasie, 'n moet en moenie wat ons vir onsself inbou miskien, waar ons miskien mense mis in die proses. Heilige Gees, bid ek dat U ons sal lei in dit, en dat ons oop sal wees, altyd vir U en U werking ook. Ek loof en prys U, dat ons U mag ken, en dat U in ons lewens werk. En ons bid vandag, mag God so wees, dat ons mense sal raak sien. In Jesus naam bid en vra ons dit. Amen. Dankie dat jy saam gekuier het. Mag jy 'n baie lekker donderdag ook geniet. Môre is daarom Vrydag.
Maar geniet hom tot dan, mooi bly.